Dit is wonderlik om jou te groet in ons koning se naam Jesus Christus. Ek is pastoor Johan Klopper van Christen Sentrum AGS Elspark. As jy met my wil kontak maak, met my wil korrespondeer, 'n vraag het wat jy wil vra of net 'n gesprek wil aanknoop, is jy welkom om vir my 'n e-pos te stuur by johan@johanklop.co.za. Ek sê dit net weer, johan@johanklop.co.za. As jy my webtuiste wil besoek, is jy ook welkom om dit te doen. My webtuiste is by www.johanklop.co.za. www.johanklop als een woord, als klein lettertjies.co.za. Vandag praat ons oor Efesiërs hoofstuk 4 vanaf vers 30 en ek lees dit vir jou. Ek lees dit uit die Afrikaanse ou vertaling. En bedroef nie die Heilige Gees van God, deur wie julle met die oog op die dag van bevryding verseël is nie. Laat vaar alle bitterheid en woede en gramskap en geskreeu en gelaster, saam met elke vorm van kwaad. Wees goedgesind teenoor mekaar, met innige meelewing, terwyl julle mekaar vergewe, soos God in Christus julle ook vergewe het. Ek praat met jou oor bedroef nie die Heilige Gees van God nie. Nou, reg aan die begin van Paulus se briefie aan die gemeente in Efese, om presies te wees in hoofstuk 1 vers 13, praat Paulus van ons wat verseël is, hoor mooi, ons wat verseël is met die Heilige Gees wat beloof is. In 'n vorige boodskap het ons gesien dat dit God die Vader is wat die Heilige Gees beloof het. Dis die Gees wat beloof is. God die Vader het die Heilige Gees beloof. Ons het ook gesien dat God die Vader sy belofte nagekom het deurdat hy van sy Gees na Jesus se hemelvaart tydens die Pinksterfees begin uitstort het. En die Heilige Gees word oor ons lewens uitgestort as die bewys dat ons sondes werklik vergewe is in Christus Jesus. Die Heilige Gees word oor ons uitgestort as die bewys dat ons verhouding met God volkome herstel is. Die Heilige Gees is die stempel, die seël, die bewys dat ons inderdaad volkome versoen is in Jesus Christus met God die Vader. Baie belangrik dat jy dit sal verstaan. En dan nou weer later in Efesiërs, in hoofstuk 4, in die gedeelte wat ons gelees het, praat Paulus weer van ons wat verseël is met die Heilige Gees. En ek lees net weer vir jou 'n gedeelte van vers 30, waar Paulus sê, praat van die Heilige Gees van God, deur wie julle met die oog op die dag van bevryding verseël is. Daar kry jy weer die woordjie seël.
die Heilige Gees met wie julle met die oog op die dag van bevryding verseël is. So die Heilige Gees is oor ons lewens uitgestort. Ons het die Heilige Gees ontvang. Die Heilige Gees het deel van ons lewens geword. Ons liggame het tempels van die Heilige Gees geword. En deur die Heilige Gees word ek en jy verseël met die oog op die dag van bevryding. Nou wat is hierdie dag van bevryding? Die dag van bevryding is die dag van Jesus se wederkoms. Op daardie dag, die dag wanneer Jesus weer kom, sal ek en jy finaal bevry word van die dood. Op daardie dag sal ons sterflike liggame lewendig gemaak word as onsterflike verheerlikte liggame. Dis die dag van verlossing. En Paulus sê, ons het die Heilige Gees ontvang en die Heilige Gees verseël ons met die oog op hierdie dag. Met die oog op die dag van bevryding. En daarom skryf Paulus ook in Romeine hoofstuk 8 vers 11, hy sê, as die Gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het, wie is hierdie hom? Is God die Vader. God die Vader het Jesus uit die dood opgewek het. Hoor mooi, hy sê, as die Gees van hom, met ander woorde, as die Gees van God die Vader, wat Jesus uit die dood opgewek het, in julle woon. Sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, God die Vader wat Christus uit die dood opgewek het, sal hy ook julle, met ander woorde ons, sterflike liggame lewend maak, deur wat? Deur sy Gees wat in julle woon. Dieselfde Gees, deur wie God Jesus uit die dood uit opgewek het, kom woon binne in ons. En deur daardie selfde Gees sal God ons sterflike liggame lewendig maak. En dis wat Paulus bedoel wanneer hy sê dat ons die Heilige Gees ontvang het wat ons verseël met die oog op die dag van bevryding, die dag van Jesus se wederkoms, wanneer ons sterflike liggame opgewek sal word as onsterflike, verheerlikte liggame. Nou hier is die vraag, het jy al die Heilige Gees ontvang? Het jy al beleef dat God sy Gees oor jou lewe uitstort? Is die Heilige Gees deel van jou lewe? As jou antwoord op hierdie vraag ja is, dan moet ons fyn luister, baie mooi luister, wat Paulus vir ons sê in vers 30. Hoor mooi wat sê hy. Bedroef nie die Heilige Gees van God nie. Ek en jy, wat deelagtig geword het aan die Gees van God, die Heilige Gees wat deel geword het van ons lewens, bedroef nie die Heilige Gees van God nie. Jy moet baie mooi hoor met wie ons hier te doen het. Ons het te doen in die eerste plek met die Heilige Gees. Dis nie sommer net enige gees nie. Dis nie 'n klein lettertjie gees nie. Dit is nie 'n spook nie. Dis nie een of ander dwaalende gees of onrein gees nie. Ons het te doen met die Heilige Gees. En hierdie Heilige Gees, sê Paulus, is die Heilige Gees van God. Dis die Gees
van God self. Ons het hier te doen met die Skeppergees, die Gees deur wie God hierdie heelal geskep het. Dis die Gees van God wat deel van ons lewens geword het. Nou as ek as 'n ouer my kind goed opgevoed het, goeie maniere geleer het, goed opgevoed het, en ek sien my kind tree soos 'n barbaar op, dan maak dit my seer as 'n ouer. Hoeveel ouers is daar nie wat diep in hulle harte bedroef is oor die manier waarop hulle kinders leef en hulle kinders optree. En dis presies wat Paulus in hierdie gedeelte bedoel. Dat ons wat kinders van God geword het, dat ons nie die Heilige Gees van God sal seermaak, sal bedroef nie. Nou is die vraag, wanneer bedroef ons die Heilige Gees van God? En hier hoef ons nie raai te speel of goed uit ons duim uit te suig nie. Paulus noem vir ons pertinent 'n hele paar goed in vers 31 en ek lees dit vir julle. Hy sê, laat vaar alle bitterheid en woede en gramskap en geskreeu en gelaster saam met elke vorm van kwaad. So ons bedroef die Heilige Gees wanneer ons harte vol bitterheid is. Jy moet weet, bitterheid is soos 'n sweer hier binne in jou, wat jou hele lewe vergiftig. Dit vergiftig jou hele lewe, alles waarmee jy te doen kry, alles waaraan jy raak, word vergiftig deur die bitterheid in jou lewe. En daar is mense wat hulle hele lewe deurgaan met hierdie diep bitterheid binne in hulle. Bitterheid in ons bedroef die Heilige Gees. Ons bedroef die Heilige Gees wanneer ons harte vol woede is. Die Engelse woordjie is rage. Mense, woede is nie gesond vir ons nie. Daar's mense wat, sonder dat hulle bewus is noodwendig daarvan, diep binne in hulle met 'n stuk woede rondloop. Jy is nie bewus daarvan nie, maar in sekere situasies, dan kom die masker af en dan ontplooi daardie woede in al sy krag. En die woordjie rage klink vir my amper, jy weet, jy kan amper die woordjie rash, rash. Woede veroorsaak 'n spanning in jou liggaam, wat soms selfs in 'n rash, 'n uitslag op jou vel kan uitslaan. Ek sê nie dat alle veluitslae noodwendig te doen het met woede nie, hoegenaamd nie, daar kan 'n bloot suiwer biologies mediese rede daarvoor wees, maar ons moet verstaan dat woede, om 'n hart vol woede te hê, en met hierdie woede wat baie keer onderdruk word, deur die lewe te gaan, is ongesond vir ons, maar boonbehalwe dat dit ongesond is vir ons, bedroef dit die Heilige Gees van God. Ons bedroef die Heilige Gees wanneer ons harte vol gramskap is. Gramskap is 'n vorm van woede wat wil wraak neem. Met ander woorde, ek is so kwaad, ek gaan jou terugkry vir wat jy aan my gedoen het. Jy gaan betaal vir wat jy aan my of my familie gedoen het. Dis gramskap, bedroef die Heilige Gees. Die Heilige Gees word bedroef deur ons geskreeuery. Wanneer ek so kwaad is, dat ek skreeu.
Hoeveel mans skreeu nie op hulle vrouens nie? Hoeveel vrouens skreeu nie op hulle mans nie? Hoeveel ouers skreeu nie op hulle kinders nie? Hoeveel onderwysers skreeu nie op hulle klasse nie? Ek kan onthou toe my ons seun so in graad 2, graad 1, graad 2 was, ons hom by die skool afgelaai het ek gehoor hoe 'n graad 2 onderwyseres letterlik skreeu op klein kindertjies. Hoekom doen jy dit? Is dit 'n stuk woede binne in jou? Kwaad? Omdat jy voel niemand ooit na jou luister nie? Dat jy 'n gevoel binne in jou het, dat jy net nooit gehoor word nie? So ek gaan jou nou dwing om na my te luister deur te skreeu. Ons geskreeuery bedroef die Heilige Gees. Ons bedroef die Heilige Gees wanneer ons laster. En dit gaan nie hier net oor om lasterlike goed van of oor God te sê nie. Dit gaan ook oor laster teen mekaar. Lasterlike goed wat ons oor mekaar sê. Waar ons niks goeds het om van iemand anders te sê het nie. Lasterlike goed wat ons van mekaar sê. En Paulus gaan aan en hy praat van elke vorm van kwaad. Mense, ek kan eerlik, jy wat na my luister, ek kan eerlik vir jou sê, terwyl ek hier met jou praat, is daar niks in my hart wat enige iemand binne die kerk of buite die kerk wil skade aandoen nie. As niks in my wat enige iemand wil seermaak, skade aandoen, afrokkel, aftakel, besteel of enige van hierdie goed nie. Maar baie mense gaan met dit deur die lewe. Elke vorm van kwaad. Jy benut elke geleentheid wat jy het om iemand in te doen, om iemand kwaad aan te doen, om jou sin te kry, ensovoorts, ensovoorts. Hoor mooi. Ons moet eerder hierdie goed wat binne in ons is, deurwerk, totdat daar vrede in ons harte is, voordat ons die Heilige Gees van God bedroef. En let asseblief op, Paulus sê nie die Heilige Gees verlaat ons nie. Nee, hy sê hierdie goed in ons lewens as kinders van God bedroef die Heilige Gees. Hy verlaat ons nie, maar dit maak hom seer. Dit bedroef die Gees van God. En jy sal redelik gou agterkom wanneer jy die Heilige Gees bedroef het, want skielik is jou blydskap weg. Skielik is daar nie meer vrede in jou hart nie. En dikwels moet ons dan bely en sê, Here, ek is jammer. En dan moet ons deel met hierdie ding of hierdie iets binne in my hart totdat daar vrede kom. En so dit is baie belangrik. Nou, as ons die Heilige Gees van God kan bedroef, dan moet die teenoorgestelde mos ook waar wees. Dat ons die Heilige Gees kan bly maak, dat ons hom kan opgewonde maak oor ons lewens. En in hierdie verband lees ek vir jou net vers 32. Hier is die goed wat die Heilige Gees in ons bly maak. Paulus skryf, hy sê, wees goedgesind teenoor mekaar, met innige meelewing, terwyl julle mekaar vergewe, soos God in Christus julle ook vergewe het. Let op op die laaste gedeelte van hierdie vers. Soos God julle in Christus Jesus
ook vergewe het. Nou verstaan ons waarom al hierdie goed wat Paulus noem in vers 31, die woede, die gramskap, die geskreeuery, waarom al hierdie goed die Heilige Gees bedroef. Want God het ons in Christus Jesus van al ons sondes vergewe. En die Heilige Gees het gekom as die seël op die werk wat Jesus aan die kruis gedoen het, om jou en my met God te versoen en ons sondes so ver as die ooste van die weste van ons te verwyder. Die Gees van God word juis oor ons lewens uitgestort as die seël op God se vergifnis oor ons lewens. Daarom is daar 'n verwagting by die Heilige Gees dat ek en jy nou ook mekaar sal vergewe, soos wat God ons vergewe het. Dat daar innige meelewing met mekaar sal wees. Wat beteken dit? Dit beteken, as my broer, my suster in die Here, my vriend, as hy of sy deur 'n moeilike tyd gaan, swaar kry, iets verloor het, dalk 'n groot verlies gely het, of in pyn is, of iets pynliks met hierdie persoon gebeur, beteken dit dat ek nie myself daarin verlekker nie, dat ek lekker kry, omdat jy so swaar kry nie, nee, dat ek saam met jou pyn sal voel, dat ek saam met jou trane sal stort, dat ek saam met jou sal voel, en saam met jou trane sal deel. En wanneer my broer, my suster, my vriend, of enige iemand in my lewe 'n oorwinning behaal, sukses behaal, vooruitgang het, en dit gaan goed met hom of haar, dat ek nie jaloers sal wees, en nydig sal wees op hierdie persoon nie, maar dat ek saam met hom of haar bly sal wees. Innige meelewing, waar ons mekaar se pyn deel, maar waar ons ook deel in mekaar se blydskap. En dan natuurlik ook die laaste een, dat ons goedgesind moet wees teenoor mekaar. Goedgesind moet wees teenoor mekaar. Net om vir jou op te som. Die Heilige Gees is oor ons lewens uitgestort. Die Gees van God kom as die seël. Die seël op dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Net soos wat God reën gegee het, nadat Israel hulle sondes bely het en hulle verhouding met hom herstel is, God reën oor hulle hele land gegee het. So word die Heilige Gees soos reën oor ons lewens uitgestort as bevestiging dat ons sondes werklik vergewe is in Christus Jesus. Die Heilige Gees verseël ons ook met die oog op die dag van ons bevryding. So jy moet weet, as ek en jy 'n gelowige is, God sy Gees oor ons uitgestort het, dan is die Heilige Gees van God deel van ons lewens. En dan moet ons baie mooi hoor, bedroef nie die Heilige Gees van God nie. My gebed vir jou is, as daar enige onvergewensgesindheid in jou hart is, as daar woede is, as daar bitterheid is, as jy gewoond is daaraan om op mense te skreeu,
As jy mense laster en selfs lasterlike goed oor God sê, dat jy hierdie goed in jou hart sal deurwerk en dit uit jou lewe verwyder, sodat die Heilige Gees van God nie bedroef sal wees nie. Anders sal jy nooit die blydskap, die ware blydskap en vrede ervaar van wat dit beteken om 'n kind van God te wees nie. En dan laastens, dat ons die Heilige Gees sal bly maak deur goedgesind te wees teenoor mekaar te vergewe en om innige medelee met mekaar te hê. Mag die Here dit 'n werklikheid maak in jou lewe en in myne. Amen.